my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die reich
Geliefdes, vergun my 'n woord van verwelkoming. Die danksegging sal na die diensgeleentheid wees om dit te doen, maar hier in die begin 'n woord van welkom vir elkeen van u namens die familie, dat u hierdie moeilike dag in hulle lewe vir hulle so 'n bietjie kom morele ondersteuning gee. Want die Here het ons aan mekaar toevertrou as geesgenote, as broers en susters, om mekaar se belang op die hart te dra. En ook as Paulus gevra het, bid vir my, wie is ek en jy om te sê, ek het dit nie nodig nie. Ons het almal mekaar se gebede nodig. En dis in besonder wat ek ook wil bid vanoggend vir die familie Reina, André, Tristan, Dara. Ek het nou nie die skoonseun nog nie ontmoet nie, maar hy weet wie hy is, dat die Here regtig in hierdie tyd vir julle, veral die afsienbare tyd wat voor lê, die werklikheid wat daar inskop. Oupa is nie meer daar nie. Ons gaan nie meer sy stem hoor nie. Gaan nie meer sy raad hoor nie. Ons gaan ook nie meer sy voorbidding geniet nie. Dis die ergste van alles, dat hy ons ook in die gebede opgedra het. Maar my gebed vanmôre is dat die Heilige Gees, wat die groot trooster is, hoofletter, by uitnemendheid, want ons staan ons nou in lydenstyd gee aanleiding na Goeie Vrydag, ons gaan nou weer daaroor ietsie sê, Paasondag, en dan die uitstorting van die Heilige Gees, wat die Here Jesus juis vir ons gegee het in Johannes 14, dat hy sê, laat julle hart nie ontsteld word, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En dit het Wimpie met sy hele hart, sy hele siel, en sy hele verstand geglo en aan vasgehou. En hy deel reeds daarin. En die Here sê, maar ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek vir julle plek berei, dan kom ek weer terug, om vir jou en vir jou en vir jou, elkeen van julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. 'n ereplek in die hemelse Vaderhuis. Wat 'n voorreg om in hierdie lydenstyd dit te kan ervaar en te kan weet, maar afgesien die aansiens des persoons, ongeag wie ek is en wat ek doen, ek bly geoormerk, beseël met die bloed, God se kind. En dit het ons so seker gesien in die lewe van Wimpie, dat 'n mens vir geen oomblik daarvan getwyfel het dat hierdie man is 'n man van God. En hy weet waar hy staan met sy Here. En hy het dit so graag gedeel met ander mense op velerlei maniere. Het sy om vir iemand 'n Bybel te gee. Miljoene mense het 'n Bybel deur sy toedoen ontvang. En ek sê net nou vir Reina, Wimpie het dit ook geweet. Vir elke Bybel wat voorsien word, verander daar 8 mense se lewens. So ons kan sy plasings van Bybels, sy voorsiening van Bybels, kan ons veragtvoudig. Dank die Here daarvoor. Mag dit ook julle troos wees vandag, dat ons hierdie voetspore, wat baie diep voetspore is, dat ons daarin sal probeer loop. Kom ons bid saam. Here, ons Here, in hierdie oggenduur raak ons stil voor U, Here, want 'n groot boom het geval in die tuin. Iemand wat 'n merkteken gelaat het op ons lewens, tevens op elkeen van ons wat ooit met Wimpie te doen gehad het, kan vanoggend getuig, waarlik, hy was altyd U kind. Onmiskenbaar, onbeskaamd, tydig en ontydig, het ons gehoor, want hy het altyd geweet, ek behoort aan die Here. En ek is sy ligdraer, ek is sy fakkeldraer, ek is sy verteenwoordiger. Ja, hy was die sout van die aarde, die lig vir die wêreld. En Here, nou het daardie lig dof geword. Ons gaan
dit mis in ons lewens, want ons lewenspad gaan daardie absentia ervaar. Iemand wat nie meer vir ons in die genadetroon van die Here opdra nie. Dankie dat die genade so groot is dat ons almal insluit, maar Here, omdat daar nog 'n persoon minder is wat vir ons in die genadetroon opdra, kan ons dalk struikel. Kan ons dalk in die ellende verkeer. Al het U ons uitgerus. Dankie Here dat ons kan weet, al moet ons in vodde daaraan kom, ons gaan by die hemelpoorte uitkom. Want dit staan onwrikbaar vas in die woord, in die bloed, tot volkome versoening van al ons sondes. Dankie vir Wimpie se getuienis. Here, ons het vanmôre gekom om 'n laaste eer en hulde te bewys. Want daar het 'n man verbygegaan. 'n Man van God. Iemand wat deur U uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. En Here, dat hy sy plig en sy taak en sy roeping enduit volvoer het. Met sy hele hart en met sy hele siel en met sy hele verstand en met al sy kragte en al die middele tot sy beskikking tot die uitbreiding van die koninkryk. Tot eer van die naam. Want sy lewenslese was baie duidelik. Soli Deo Gloria. Want vir my was dit sola gratia. U genade is vir ons genoeg, elke dag. Hou vir ons vanmôre by mekaar en besonder vir Reina, vir André, Tristan en Tara, hulle naaste familie, hulle wat van ver gekom het. Laat ons bewus wees van die teenwoordigheid, Here, as die onsigbare gas vanmôre, as die Gees wat ook vanmôre kom om te troos, te versterk en te bemoedig, soos wat God alleen dit kan doen. Tot eer van die naam en tot stigting van die kerk hier op aarde. Seën ons saam. Amen. Kom ons sing in die blaadjie, geliefdes, lied 464, 'n pragtige lied. Ek het aanvanklik en Reina het ons nie gekommunikeer oor die liedere nie. En ek het nogal in my gedagtes gesit en weeg, Reina, oor die oorwinningslied. En ek was nie seker of ons hom almal ken nie, want ek het geweet jou pa sal daarvan hou. En jy het dit geplaas, want jy het gesê dit is my pa se lied, want sy woord sal vir ewig bly staan. Hy het dit met sy hele hart geglo. Kom ons eer die Here vir Wimpie, dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is hy, want deur die hele skempe klink dit saam, hoe heerlik Heer, U groote naam, daardie 2 verse. Kom ons staan.
Hoe is hy reg in my sak, of moet ek hom liewer hier op die kant sit? Kan ek hom in my sak hou? Liewe familie, vriende, ek lees vanmôre vir die enkele skrifgedeeltes uit die boek Job, eers en dan uit die boek Filippense. Die boek Job, vanaf hoofstuk 5, net 2 verse, vers 25, 26 en 27. Die teksvers staan ook op die blaadjie gedruk, jy kan hom saam met u neem en daaroor gaan nadink. Jy sal op rype ouderdom die graf ingaan soos 'n gerf wat op sy tyd na die dorsvloer toegebring word. Kyk, dit het ons ontdek. So is dit. Luister daarna en neem dit ter harte. En dan blaai ons om na Filippense, baie bekende boek, Filippense hoofstuk 1, vanaf vers 20, ek het hom daar 20 en 21 in die blaadjie, kan saam met my lees. Ek sal lees vanaf die vers 18 en ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. En dan vers 20, dit is my vurige verlange. Ons dink aan die gebed van Koos Doep ook hier, of Lorike Reg, wat ook hier gesing is vanmôre, en hoor hierdie gebed. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. En dan gaan ons oor na Filippense hoofstuk 4, vanaf vers 4, op die blaadjie staan 4 vers 8, maar is eintlik 4 tot 8 verder. Ek het daar in gebreke gebly om die res van die versies te gee, maar ek gaan dit net bylees vanmôre. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers of susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of 'n waardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes gerig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en die God wat vrede gee, sal by julle wees. En dan vers 17 daarmee saam, dit gaan vir my egter dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan, want daardeur word julle self ryker. En dan vers 18 se einde, julle gawe is voor God 'n offer, 'n lieflike geur vir hom, aanneemlik en welgevallig, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. En dan vers 23, die genade van die Here Jesus sal by julle wees. Tot sover. Mag die Here se woord ook vanmôre in ons harte weerklink vind, dat ons dit sal onthou en dat ons dit sal gaan leef. Ons skriflesing dan vanmôre, Job hoofstuk 5. Jy sal op 'n rype ouderdom die graf ingaan soos 'n gerf wat op sy tyd na die dorsvloer toegebring word. 'n Profetiese teks geskryf deur Elifas, wat vir ons wys op die werklikheid van die dood, wat ek en jy nie sal ontkom in hierdie werklike lewe waarin ons bevind vandag. En tog wil ons nie vanmôre konsentreer op die dood nie, maar vandag is ook eintlik die viering van Wimpie se lewe. Dit wat ons onthou, wat hy vir ons geleer het, en wat ons regtig kan navolg, en as ware eintlik die brief, wat hy vanmôre vir my en vir jou wil gee, en sê, daar staan ook in Filippense het ons lees, gaan
doen jy net so. Ons harte gaan 'n meegevoel uit na julle as familie, geliefdes. Weet dan dat God hierdie droewigheid in julle lewens toegelaat het en dat niks toevallig gebeur nie. Daar's die kragte en magte wat bokant God werk nie. Tewens, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerker. En ek sien jy sit so effens agter die kamera, ek gaan net so half skyn staan. Want vanaand het jy 'n skewe, stywe nek. Daar sê, laat ons mekaar net lekker kan raak sien. Anders moet ek so om die hoek vir jou loer. En daarom dat die Here vir ons sê, maar die dood is nie die einde nie. Die dood is eintlik die begin van lewe, hoofletter, want as ons op ons rondkyk, dan sien ons so baie mense wat woel en werkskaf en werkoliste, en ons het soveel verskoning, so baie mense wat so besig is met die dinge van die Here, dat die Here van die dinge by hulle verbygaan. Mense wat so besig is met die skrif, met die Bybel, die woord van God, dat die God van die woord nie meer vir jou 'n boodskap het nie. En daarom kan ons in ons godsdienstbeoefening so bedrywig raak, dat ons verby God dien. Want jou godsdienst is jou diens aan God. God is nie daar om die lewe vir jou en vir my makliker te maak nie. Gelukkig het ons nie 'n prosperity gospel nie. God is daar om deur die mens, sy beelddraer, gedien te word, geëer te word, verheerlik te word, in lewe en in sterwe. En daarom vertrou ek dat die appel nie ver van die boom val nie. Dat julle ook soos Wimpie realisties is. Hy was 'n konkrete mens. Ek het nou vir Dominee Nico vertel, met Janet sy vrou se dood, het ek gedog, Wimpie is vir my bonatuurlik kalm. En ek het gedog, ek sal maar 'n pastorale pad met hom moet loop. En weet julle, vir geen oomblik kon ek enige spoor optel dat Wimpie daarmee worstel nie. Dat hy 'n probleem het met die dood. Dat hy 'n probleem het met God se modus operandi. Selfs toe sy seun, ek het nou eendag sê sy tweede jongste, toe sê Rian, nee, my boeta was ouer as ek. Wimpie was net korter, nee, Wim was nie korter. Toe die Here vir Wim met COVID-tyd op 'n baie skielike wyse kom wegruk het as ware, het ek gedog, ek sal vir Wimpie moet dophou. Hierdie ding sit nie in enige man se klere nie. Sy enigste seun, en ek het vir Wim baie goed geken. Tewens, ek ken hulle, die familie nou al seker so vir 32 jaar, sedert 1993, 94. En weet jy, dit het nie gebeur nie. Wimpie nie net gegou as 'n flou nie. Wimpie het perspektief gehad, want sy oog was op Jesus Christus, die leidsman en die volleinder in die geloof, die een wat die dood oorwin het, sodat ons vandag kan sê, waar is jou angel? Dit het meer vir ons 'n bedreiging nie, dit is 'n oorgang na die lewe wat vir ons wink, waar die Here Jesus sê, ek gaan vir jou 'n plek berei, en ek kom jou haal, sodat jy kan weet waar ek is. En die vraag is vanmôre, geliefdes, by elke geleentheid soos hierdie vanmôre, is die vraag na jou toe vanmôre, as die Here vir jou vannag kom haal, wat se sekerheid het jy? Wat se getuienis sal daar op jou begrafnis weer klink? Want as jy maar hoop vir die beste en ons sal maar sien wat gebeur, wag daar vir jou ontnigtering. Dit gaan nie gebeur nie. As jy nie vanoggend met sekerheid weet en kan bely en vir die wêreld kan sê, ek behoort aan die Here, hy kan my enige tyd kom haal nie, het jy 'n probleem, dan moet jy met jou predikant of jou pastoor gaan praat, asseblief in hemelsnaam. So baie mense beweeg op die
breë pad, ten spyte van die drukverkeer. Hulle wat op die smal pad beweeg is maar enkelinge. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by die oproep vanmôre tot ek en jy oor die werklikheid van die dood waar ons vanmôre onsself teen vasloop. Ons skriflesing praat van 'n gewisse einde. Op rype ouderdom sal jy die graf ingaan. Jy sal dit nie misloop nie. Met die dood is geen kompromie, geen verbond, geen ooreenkoms te sluit nie. Hy kom wanneer hy wil. En hy vat wie hy wil, waar hy wil, hoe hy wil. Dis nie in my en jou wete of ons besluit nie, dank die Here ook daarvoor. En ons lees dat ook Job, toe hy krank was en dit met hom baie sleg gegaan het, en hy alles verloor het, en hy siek was, en kry hy hierdie geïnspireerde woord van Elifas, dat hy vir hom sê, maar hierdie is nie jou lewenseinde nie. Dit is 'n gewisse einde, maar dit is 'n sekerheid van 'n lewe hierna, die begin tot in alle ewigheid. Jy sal die graf ingaan op rype ouderdom, en dis nie te sê ons almal moet oud of siek word om dood te gaan nie. Hoe oud was Wim? 53. Die dood vat wanneer hy wil, wie hy wil. En ons lees in Genesis 5 van 'n geslaglys van voorgangers wat ons voorgegaan het. Adam het geleef en gesterf 930 jaar. Ons lees dat Matusalem het geleef en gesterf 969 jaar. En so kan ons daai stamregister gaan nalees. Maar daar staan elke keer geskrywe en hy het gesterwe. Danksy Christus wat vir ons die dood oorwin het, kan ons uitsien na die ewige lewe, want die lewe is vir my iets waarna ek aangryp, carpe diem. Maar om te sterwe is vir my 'n wins. En soos Matusalem moet ons ook eendag maar voor die dood soeg, broeder en suster, want ons einde is gewis, opgesluit in God se laadsbrand. En as hy sê op rype leeftyd, dan bedoel hy nie hier, almal moet eers oud word of ouer word, of toestemming hê om ouer te word nie. Nee, dit lees hier soos die Exodus 20 wat sê, Here jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God. Dit het niks te doen met die kwantiteit van jou dae in jou lewe nie, maar dit het te doen met die kwaliteit van jou lewe, sodat God inhoud in jou lewe sal voeg. Hy sal jou lewe betekenis, hy sal dit doelmatig maak. Here jou vader en jou moeder, maar op rype ouderdom, as die Here gedink het, jou vol lewe, jy het die wenpaal gehaal, en dan kan jy daar 'n streep trek, soos hom behaag. En ek glo met my hele hart, die werk wat die Here vir Wimpie gedoen het, het hy end uit volvoer, met sy hele hart, en sy hele siel, en sy hele verstand. En is daarom menslik dat ons na hom gaan verlang. Ek het nie lank voor sy dood het ek met hom ek het die vorige keer het hy my geskakel, ek het hom geskakel, en ons het seker 'n 3/4 uur lange gesprek gehad oor diepgaande dinge rondom die kerk, maar ook geloof. Wimpie was nie 'n oningeligte mens nie. Hy was 'n diep gelowige mens. Hy het kinderlik geglo. Maar hy het 'n dankbaarheidslewe getoon om homself in te grawe in kennis van die woord. En nou sê hierdie teksvers vir ons
Daar's ook sprake van 'n salige einde. Op rype ouderdom sal jy die graf ingaan, soos 'n gerf wat op sy tyd na die dorsvloer toe gebring word. As die koringgerf daar buite in die wind en die weer getrotseer het in die sonstrale, en dan word hy op sy tyd ingebring en onder dak gestoor en bewerk. En so sal 'n tyd kom wat ons ook vrygemaak gaan word van hierdie gebroke werklikheid waarin ons leef met al sy hartseer en pyn. En sal ons op die plek kom wat God vir ons gereserveer het, onder dak, onder die hemelse Vaderhuis, onder sy beskerming, in sy teenwoordigheid. En geliefdes, as die Here dan nou vir jou 'n plek berei het en dit vir jou verseker vanmôre, dan vra ek weer vanmôre op grond van ons Ou Testamentiese teks, hy het vir jou 'n ereplek in die hemel berei. Daar staan gereserveer. Dis beseël met sy bloed. Maar hy kom klop vanmôre weer aan jou deur, Openbaring 3 vers 20, en hy staan, hy klop en hy roep. Hy sê, want as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek inkom. Hy wil van jou lewenshuisie, wil hy 'n paleis maak, waarin 'n koning woon. Waarom? Dat jy steeds die binneste hartkamers van jou hart bly dig toegesluit hou vir die bewoner van die hart. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Wat wil jy reserveer? Sal die sterwe vir jou 'n wins wees? Of het jy 'n vrees? Het jy 'n vrees? Natuurlik is daar die onbekende. Maar ons het die geloof. En ons het die hoop. Laat dit dan by jy vasstaan vanmiddag, familie, vanmôre, wat oor die lewe gekom het, is deur God oor die lewe toegelaat. En as God dit toegelaat het, dan het hy dit wel gedaan. Niks gebeur toevallig nie. Hy wat in die noodlot glo, se lot is die ene nood. Daar is nie 'n toeval nie. Hy wat met die toeval leef, se lot is die ene nood. Daar is nie 'n noodlot nie. Daarom tree ons nie soos mense wat geen hoop het nie. Want hierdie sê self, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En daarom opmerklik, geliefdes, ook in hierdie tyd waarin Wimpie die lewe gelaat het, is ook nie toevallig nie. En ek wil nie goed inlees in die skrif wat nie bestaan nie, maar die werklikheid is, die vorige Sondag, die tweede, was dit die eerste Lydenssondag. Daardie Woensdag, verlede Woensdag, die 5de, was dit Aswoensdag. Nou Aswoensdag word sedert 300 jaar na Christus al gevier, tot vandag toe nog. Aswoensdag het die betekenis dat die mense die palmtakke wat hulle met Palmsondag op die strate gegooi, dat hulle dit verbrand het en die as geberg het tot volgende jaar, en dat daardie as het hulle gebruik om 'n kruis op hulle voorkop te verf, om daardie die kortstondigheid en die nietigheid van die mens, soos as, te herdenk, maar ook te vier, dat ons maar gebroke mense is, tydelike wesens hier op aarde, maar dat ons die ewige lewe in Jesus Christus het. Dit is die betekenis van Aswoensdag met die oog op Goeie Vrydag, om dit te herdenk, want die hele lydenstyd is 'n tyd van verootmoediging, om jouself weer voor die Here te stel en te sê, Here, ek vas as ware, ek onthou my van die dinge wat skeiding maak tussen U en my, dit waarop U vinger kom druk, wat U nie behaag nie, dat ek dit aflê, dat ek wegdoen daarmee. Dis die betekenis van lydenstyd. Vir 7 Sondae, nou Sondag is dit die tweede Lydenssondag, tot en met Goeie Vrydag. Goeie Vrydag, Wimpie is Vrydag
1345 oorlede. Op Golgotha, Goeie Vrydag, het dit om 12 uur donker geword aan die kruis. En vier ons sedertdien Goeie Vrydag, omdat hy die donkerste donkerte, die dood oorwin het, helse smart en lyding ervaar het, sodat ek en jy vrygemaak kan word van dit wat ons bind in hierdie wêreld. Sien jy die betekenis van Wimpie se lewe, maar ook van sy sterwe, broeder en suster. Die eerste week in lyding. Net na Aswoensdag. Vrydag, die 7de. 7 lydenssondae wat wag. Tot opstandingssondag en daarna Pinkster. En ek het gehoor dat Wimpie in sy geesteswêreld, toe hy daar in Bethlehem in die hospitaal, dat hy vir Tristan en Tara en vir Reina gedurig weggestoot het, want daar's 'n plek wat hulle nie moet staan nie. En ek glo met my hele hart, soos hulle bely, dat hy of die Here gesien het wat hom kom haal, of dat hy engele gesien het wat besig was om hom gereed te maak. Die sterwe was vir hom 'n wins. Maar ons tweede teksgedeelte, broeder en suster, is 'n baie meer persoonlike boodskap, want ek en jy is 'n brief geskrywe, nie met ink nie, maar deur die bloed van Christus. En as iemand jou bladsye van die lewe blaai, want die wêreld lees jou soos 'n boek, jy bedrieg jouself om te dink om 'n skynheilige lewe voor te hou. Die wêreld kyk dwars deur jou. Jy bedrieg net jouself en die Here. En lees ons van 'n opregte, persoonlike, as het ware lewensboek wat geskrywe word in Filippense, wat hy skryf eintlik as 'n brief. As ons lees in vers 20, dit is my vurige verlange dat ek daarna uitsien, dat ek niks sal doen waar ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Hoe gaan jou testament lyk? Praat nie van jou nalatenskap nie. Die getuienis van die wêreld, as hulle na jou lewe kyk, watter erfenis laat jy na? Die afgelope week het 'n mens onder die diepe besef gekom, ook van die betekenis van ons medegelowiges wat ons voorgegaan het. Jy kan lees wat jy wil, broeder en suster, maar wat hier staan geskrywe is die woord van God ook vir jou en vir my, wat vir ons wil sê dat Wimpie ook hierdie teks gelewe het, maar hy het dit ook gesterwe. Ook Filippense 4 vanaf vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Onthou wat ek vir vertel het oor sy geliefde Janet en Wim, wat nie in enige mense klere sit nie. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan die laaste vers sê in vers 9, en die God van vrede, nie die vrede van God nie, maar die God van vrede sal dan by jou wees. Ons lees hier staan, vers 4, die Here is naby. Moenie bedroef wees nie, moenie opstandig wees nie. Ek het nooit, ek het dit altyd verwag en ek het my al voorberei dat Wimpie vir my so vra, maar Gerrie,
Vertel net vir my die logika. Ek is al oud en aangeleef. Hoekom het die Here vir Wimpie kom haal, vir Wim kom haal en nie vir my nie? Hy het dit nooit was dit, ek dink hy het eers in sy gedagtes opgekom nie, want sy lewenslese was Soli Deo Gloria, DV, Deo Vult. As God so wil, dan wil ek ook so maak en bely. Solo gratie, want die hele lewe is een groot stuk genade. As hy besig was met Bybelverspreiding en hy het gesê, Gerry, gaan sit hierdie bydra om in Bybels en sorg dat mense dit kry. Dan het ek 'n geweldige verantwoordelikheid gehad om dit te doen. Al het sy kragte hom ook die laaste tyd verlaat, was die Here altyd by Wimpie gewees. En as die Here dan vanmôre in sy grootheid vanmôre vir u kom sê, broeder en suster, as hy vir Wimpie kom meet, dan sit hy die baadband nie om sy kop of om sy beurs nie, maar hy kom sit dit om jou hart. Hoe sal jou mates lyk as God vir jou kom meet? Wimpie het gelei deur sy voorbeeld, hy het gedien deur sy gawes en hy het voorsien deur God se genade alleen. En interessant, vers 17 maak deel uit van ons skrifgedeelte vanmôre. Hy sê, dit gaan egter vir my nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Wimpie het geweet dat hy was nie 'n biblisis nie. Hy het nie die Bybel as boek aanbid nie. Hy het nie 'n liefde gehad vir hierdie boek nie. Hy het 'n liefde gehad vir die God van die woord. En daarom was God se woord vir hom 'n hoogs prioriteit gewees. Om blydskap te bring oral en vir almal. Om hom te verbly in die Here. Want hy het geweet die Here is naby hom. En dan hoor ek die laaste vers van ons skrifgedeelte, vers 9, staan daar, gaan doen jy net so. Klink bekend, hè, die barmhartige Samaritaan, staan daar ook, gaan doen jy net so. Al hierdie lofwaardige dinge moet bedink word, dit moet onthou word, dit moet gekoester word, en helaas moet dit in dade omskep word, want Wimpie se lewenswandel kan ons maar vanmôre gadeslaan. 'n Lewe van Christelike leer en lewenswandel onberispelik vir diegene wat sy pad gekruis het. En hy het geweet dat die God van vrede sal ook by julle wees. Soos wat die God van vrede ook by hom was tot in sy laaste uur. En so, geliefdes, in die hand van Filippense 4 lees ons 'n curriculum vitae van Willem Johannes Pieterse. Dit is hoe 'n kind van God se getuieskrif moet lees. Hoe lyk jou lewe? Wonder jy self oor jou eie lewe? Dit was Paulus se gebed vir die gemeente van Filippi, want hy skryf onder moeilike omstandighede. Hy sit daar in die tronk en skryf hy hierdie brief vanuit die gevangenis vir die gemeente onder die tema, wees altyd bly in die Here. Omdat die nuwe lewe in Christus oortref alle dinge, ongeag die omstandighede waarin jy jou bevind. En die laaste jaar of wat was vir Wimpie nie baie maklik gewees, hy was regtig vir hom ongemaklik gewees. Ek sluit af. Ek ken vir Wimpie, die Pieterse gesin, ken ek vir meer as 30 jaar. Wimpie was nie net vir my 'n kennis nie.
Hy was vir my 'n boesemvriend. Hy was vir my 'n gebedsvernoot. Ons het male sonder taal vir mekaar voorbeding gedoen in gebed. En ek het hom altyd vertel, en hy so lekker gelag. My pa was dood toe ek 10 jaar oud was, en ek weet nie mooi waar kom ek vandaan nie. Ek hoor die ou mense het altyd gepraat van die kolonie, en toe hoor ek dis Elliot, maar ek weet nie van my kom en gaan nie, want ek was te klein, en ek het 1 jaar soontoe gerê en gaan lees van wat die oupa Frans altyd gedoen het, en hy het 100 pond gebeloof vir die inhuldiging van die kerk in die Anglo-Boereoorlog 1900, maar dis hoekom Van Dyk so arm is vandag. Hy het al die geld vir die kerk gegee. Dis al wat ek lees. Ek wil nie daarbey aansluit. Kom ek handel net eers dit af, dat ek het baie met die Here geworstel. Hoekom het hy my pa weggevat? Hoekom moes ek sonder 'n pa groot word? Ek was vandat ek so klein was, wil ek 'n dominee geword het. Ek het nie eens geweet wat dit beteken nie, maar ek glo dat God my voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het. En toe ek die antwoord kry, dis die Here vir my sê, maar wie wil jy hê, jou eie pa, of wil jy my hê as jou hemelse pappa? Ek het nooit weer die vraag gevra nie, maar as ek die voorreg gehad het, om 'n pa te kon gekies het, sou ek iemand soos Wimpie wou gehad. En ek het baie daaroor geskets, dat ek vir my pa se broer, wat die jongste laatlandbroer was, het ek ook begrawe, en hy het hier nie 80 jaar oud geword, en ek en hy het altyd gepraat en gesê, Fanie, as jy eendag in die hemel kom, stuur tog vir my pappa groete asseblief. Hy sê, ek sal, maar as jy voor my daar kom, sê ook vir jou pa Frans, ek stuur groete. Hy het voor my uitgegaan. En ek glo, Willie Marais het 'n boekie geskryf, Die lewe na die dood. En hy het dit pragtig vereenvoud, jy weet mos, as ons moeilike goed nie verstaan nie, soos die disippels ook maar mens, en hierdie se sin, maar sy disippels verstaan nie mooi wat hy, dat hy altyd vir hulle of 'n gelykenis vertel, dat hulle kan sê, o ja, nou verstaan, of het hulle na die natuur toe gevat, sodat hulle dit kon verstaan en sê, o ja, nou verstaan ek ook. En Willie Marais het soort van al twee gedoen, en hy het hierdie gelykenis eintlik geskryf van die lewe na die dood. Niemand was nog daar nie, niemand weet wat daar gebeur nie, maar ons kan slegs op grond van die woord kan ons bely en glo en hoop. En hy het gesê, as daar dan 'n hiernamaals is waarin ons rekenskap gaan gee met die oordeelsdag, as die Here weer kom om ons te kom haal sodat hy kan wees, ons kan wees waar hy is, gaan daar eers rekenskap gegee moet word van dit wat jy gedoen het. Dit sal male sonder taal in die Bybel. Elkeen sal van homself voor God rekenskap moet gee. En hy gaan 'n ongemaklike vraag, maar nou is die vraag, broeder en suster, ek dink Tristan, jy sal met my saamstem as 'n regsgeleerde. In 'n hof is daar 'n beskuldigde, daar's 'n aanklaer en 'n regter. Die duiwel is die aanklaer. Ons is die beskuldigde. En die regter sit op die troon. Die Here Jesus. Die advokaat is die Heilige Gees wat vir ons intree. En as jy nie ontvanklik is, as jy nie toerekeningsvatbaar is in 'n hof, kan jy nie verhoor word. En as ek en jy dan nou in die hemel kom, en ons is in so 'n geestelike stand van hierdie nuwe liggaam wat ons gekry het, as die Here vir jou vra oor dinge wat jy gister, dan moet jy mos weet. Anders is jy mos nou nie toerekeningsvatbaar nie. Hy sê regverdige God. So ek en jy gaan hemel toe met 'n verheerlikte liggaam, maar in 'n bewuste toestand met hierdie verstand wat jy vandag het in jou geheue, gaan jy met jou saamneem, en jy moet kan antwoord op dit wat jy gedoen, dink en sê het. En of jy bely het oor jou sondes, gedagtes, woorde en dade, en jouself voor God verootmoedig het. En dit beteken, in kort, ons gaan mekaar herken.
Ons gaan nie non-entiteite wees vir daar rondloop en net sing en sing en sing nie. Ek dink Wimpie en Janet en Wim sit nou lekker en skinder daarbo. Is Kersdag. Vertel al die dinge wat ons hier aanvang. Dis die werklikheid, broeder en suster. Hou daarmee rekening. Moenie dink jy gaan skotvry wegkom deur God se genade, die bloed van Jesus Christus te vertrap, deur dit wat jy doen en dink sy genade gaan groot genoeg wees nie. Nee, jy het 'n goddelike verantwoordelikheid. Wim DV, as die Here wil, Wimpie. As die Here so wil in my lewe, laat dit so wees. Maar die lewe gaan aan. Jy moet dit aanvaar. Dit is nie 'n prosperity gospel nie. Wimpie was 'n rolmodel per excellence. Ek sien in die briefie skryf Tristan en Tara ook van hulle rolmodel oupa, en ek hoor dit baie duidelik, en ek het baie vir julle sê, julle het nie dit altyd vir hom gesê nie, ek het dit vir hom gesê, Wimpie, jy is my rolmodel. En hy was so beskei, hy het nooit gesê, skryf vir my uit en opstel wat jy nou bedoel nie. Hy wou niks daarvan hoor nie. Dis goed so. Hy het alles in God se hand gelaat. En helaas het hy God se hand in alles gesien. Sola gratia, dit is alles maar net genade, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit was sy lewenslese, broeder en suster. En daarom dat hy mense en Bybels sonder male, sonder tal voorsien het, die boek van die lewe in verskillende tale. Want hy het die groot opdrag van Matteus 28 syne gemaak. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoe kan jy iemand leer as jy nie vir hom 'n handboek gee nie? Ek het nog nooit in my hele lewe, geliefdes, en ek was 32 jaar in diens van Bybelvertaling en Bybelverspreiding en die druk van Bybels, het ek so 'n onuitputlike liefde gesien van iemand in die persoon van Wimpie Pieterse. Ons kan sy bydraes veragtvoudig vandag. Soli Deo Gloria. Dit was sy lewenslese. Wimpie het 'n verskil gemaak in hierdie wêreld. Hy het 'n verskil gemaak in mense se lewens. Hy het 'n verskil gemaak in God se koninkryk. Hy het as ware vingerwysend nie net die pad gewys nie, maar hy het die pad geloop. Hy het 'n vol lewe gehad en hy het die wenpaal bereik. En ek wil selfs verder gaan. Ons sal hom baie mis. Maar hy het vir baie mense ook hulle daaglikse brood voorsien, want die modelgebed sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Matteus sê, help jy gesê vir iemand gaan word warm, jy gee nie vir hom 'n kombers nie. As iemand honger het, moet jy eers vir hom help, sodat hy maag en sy kos kry, en dan die woord kan lees en dit kan verstaan, en daarop amen kan sê, en kan sê, Soli Deo Gloria. Ek gaan vir Wimpie baie mis as 'n vriend, as 'n rolmodel, as 'n gebedsvernoot. Ek is ook geestelik armer daarin toe. Toe ek student was, het ek 'n tante gehad, Outa Anna, sy was 'n ou jong nooi, en sy het altyd 'n ou geldjie vir my gegee, want sy het geweet, dit gaan maar sokkel, jy weet, die definisie van enige student is, hulle eet tot hulle vaak is, en dan slaap hulle weer tot hulle honger is. Nou dis mos hoe 'n student opereet. Nou ek het vir 7 jaar was ek 'n student, en in die 8ste jaar was ek ook nog op Pretoria met die weermag, want daar was nie geld nie. En op 'n dag het my tuisgemeente vir my 'n beurs gegee om te gaan studeer. My daaglikse brood.
As Wimpie verjaar het ons 'n vaste afspraak gehad. Hoe kan nou die 5de Mei? So 90 jaar oud gewees. En ek hou dit teen Wimpie. Ek het altyd vir hom sê, Wimpie, ons gaan partytjie hou. En nou het hy my gelos. Ek gaan sy voorbeeld mis, gaan sy stem mis. Ek eer sy nagedagtenis. En ek bou op die mooi herinneringe wat ek by Wimpie geleer het. Lank lewe Wimpie, ook in my hart. Ek eer jou vir Wimpie vir wat jy is. En ek dank die Here vir 'n lewe soos jy. Amen. Here, dankie dat ons uit die woord 'n getuieskrif kon hoor. 'n curriculum vitae van iemand wat nou geset, gewandel het in die voetspore wat U vir hom gebaan het. Iemand wat met groot oortuiging, iemand wat met 'n helder klink van 'n stem en 'n getuienis, onwrikbaar vasgestaan het in die koninkryk van God. Omdat hy getrou was aan U woord en omdat hy 'n kind was van die God van die woord. Help vir ons, Here, om ook so te lewe, dat as U ons kom haal, dat dit vir ons 'n wins sal wees. Die begin van die lewe hoofletter tot in alle ewigheid. Stel vir ons daartoe, Here, alleen deur U genade. Alle eer aan die Here. DV, as dit U wil is, so sal ons ook wil. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie pragtige lied, die oorwinningslied. Ons het dit baie keer gesing hier in die kerk, as Wimpie in die kerk was. En ek glo dat hy hierdie lied omarm het, want dit was deel van sy belydenis, want ons lees hier, dit staan, loof hom, prys hom, want sy woord sal vir ewig bly staan. Jesaja 40 vers 8 sê, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God hou stand tot in alle ewigheid. Kom ons sing daarvan, die 3 verse. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde regeer. Loof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer.
ons gee geleentheid vir Dominee Nico om dan die begrafnisformulier te doen en die geloofsbelijdenis soos wat hy dit goed vind. En dan as hy klaar is, dan gaan ons vir Tristan en vir Tara geleentheid gee. Is jy seker? Is jy reg? Ek wil nie my hare onnodig die mekaar nie. Geliefdes, Willem Johannes Pieterse, gebore die 5de van Mei maand 1935, oorlede die 7de van die 3de maand, Maart maand 2025, 89 jaar, 10 maande, 2 dae, is die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Johannes 11:25. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige nou uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar ons treur nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons ook met sy liefde by en hy beloof ook om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal op om te lewe, om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons staan en ons saam hardop belydenis van ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar weer sit. Baie dankie Dominee Nico vir jou aandeel. Ons vra vir Tristan om na vore te kom, om vir ons die bedankingstaal hanteer, en dan as Tristan klaar is, Tara, dan kan jy na toe kom. Mamma het die lysie geskryf van almal wat sy graag wil, ons moet net dankie sê namens die familie. Maar eerstens wil ek net gou verduidelik hoekom sy so helder aangetrek is vandag. Toe sy baie jonk was, het ouma eendag vir haar 'n rooi jas gemaak, en oupa sê toe vir haar, as hy die dag doodgaan, moet sy rooi aantrek, en sommer op sy begrafnis ook. So op 7 Maart het sy rooi aangehad, op sy dood en vandag ook. So dit is mamma se verskoning vir haar helder rok vandag. Maar ons wil graag die volgende mense net bedank, en mamma sê by voorbaat jammer as sy iemand uitgelaat het. Aan die Vader, Seun en Heilige Gees, een groot dankie. Vir oupa se voorbeeldige lewe en vir al die krag wat ons as gesin die afgelope tyd gekry het.
Pappa, dankie vir al die seevakansies en dat pappa ons altyd toegelaat het om saam met oupa see toe te gaan. Ons weet dit was nooit maklik alleen by die huis nie. Tara, mamma sê vir ons ook dankie, maar ek gaan nou nie vir onsself dankie sê nie. Jackie, oupa se kerer, jy het van die eerste dag af baie diep in ons almal se harte ingekruip. Jy is 'n juweel van 'n mens. Dankie vir al jou liefde en omgee en alles wat jy vir oupa gedoen het. Mamma sê sy sal nooit jou woorde vergeet dat oupa 'n godsman was nie. Oom Gerry, wat hier agter is. Dit is 'n mamma ekstra spesiaal dat oom vandag hier is. Oom het vir ouma, vir Boetie en nou vir oupa se dienste behartig. Dankie is 'n baie klein woord. Dankie vir oom se jarelange vriendskap. Dominee Nico sê net, baie dankie dat Dominee daagliks by oupa was, van die eerste dag af in die hospitaal en baie dae tot 2 keer per dag. Ons waardeer jou ondersteuning met alles. Dominee Johan Mostert en Dominee Joseph, baie dankie vir julle ook. Dominee Joseph, oupa het altyd jou kuiers in sy huis verskriklik waardeer. Dr. Chris van Sail in Vryburg Privaat Hospitaal, baie dankie. Ons is dankbaar dat oupa by julle weg is. Die personeel van Vryburg Privaat Hospitaal het ons so mooi ondersteun en by ons elke oomblik voorberei op alles wat op ons wag. Tannie Marina Snyman, vir al tannie se hulp met die verversings na die tyd en alles ekstra. Weet nou nie waar tannie sit nie, maar baie dankie. Tannie Gorlie Stouty, tannie Esther Swanepoel, Mariette Brink en tannie Karen vir al die eetgoed wat julle so agter ons aangedra het. Dankie. Dankie ook vir juffrou Mariette wat so heeltyd vir my en Tara by die hospitaal kos aangedra het. Tannie Kath, ek het tannie nou net gesien en weer verloor. En tannie Deedrey, julle teenwoordigheid na oupa se dood, julle sal nooit weet hoe baie dit vir ons beteken het nie. William, waar's jy? Dankie dat jy so mooi na oupa gekyk het. Jy het altyd alles vir oupa gedoen en niks by die huis maar gebeur het voor oupa nie eers ja gesê het nie. Dankie vir jou respek vir oupa. Laaste maar nie die minste nie. Dankie aan almal wat vandag hier sit. Mamma se neefies wat ver gery het, almal se oproepe en boodskappe. Dit was oorweldigend. Dankie. Mamma sê haar bedankings is nou klaar, maar ons nog net so 'n paar mense vir wie ons in die week spesiaal wil dankie sê. Dankie aan oom Freddy, Stellaland Begrafnisdienste, Darien van Lauderdale Bloemiste, oom Braam, Corneille Diedericks en Elmie van Heerden. Julle professionaliteit en ondersteuning het ons die week gedra. Soli Deo Gloria. Hallo oupa kinders, dis ek, Taartjies, soos oupa altyd so gesê het. Ek staan voor die hele kerk vol mense, wat oupa lief gehad het, gerespekteer het en geken het. En ek wens rarig, ek kon sommer self my oupa vra wat ek moes sê. Maar dit sal moet wag tot eendag. En dit is 'n voorreg om hier te kan staan. En om al hierdie mense te kan vertel van die man met die silwer hare en die goue hart wat nou langs die Here sit. Ons het baie kere vir ons oupa gekyk en in bewondering gestaar na sy geloof. Ons oupa se huis was op sterk, oeroue rotse gebou. Ver weg van enige korrel sand wat dit kon laat wankel of laat val het. 'n Huis waarin jy versekerd kon wees dat die inwoner jou altyd sal ken en met oop arms vol liefde sal ontvang. Niks of niemand sou daardie huis kon afbreek of beskadig nie. Dit het vir altyd en ewig gestaan. En oupa, jy het gemaak dat ek, Tris, mamma en soveel ander ons huise baksteen vir baksteen op die rotse begin bou het. En die deur op 'n gleufie oopgelos het vir die Here om ook by ons te kom bly. Ons oupa se lewe was toegewyd aan God. Sy begin en sy einde, sy rede vir bestaan.
Dit is maklik wat my en Tristie trots te gemaak het om sy kleinkinders te kon wees. Hierdie man met die silwerhare en goue hart het alhoewel presies geweet net hoe om ons op ons tone te hou. Soos toe hy die oggend wakker geraak het en sommer net besluit het om die wêreld se hoogste bungee jump te gaan spring. Ek sal nooit in my lewe vergeet hoe mamma gehuil het van skok toe Boetie jou gebel het om dit te vertel nie. Of selfs wanneer ons in Plet was en pas teruggekom het van die strand af, net om te sien dat oupa handdoeke om sy middel gedra het en uit die venster gehang het om die bougainvillea te snoei. Ek dink die Plet sal ooit weer dieselfde wees nie, en die bougainvillea ook nie. Maar dit was ons oupa, 'n man wat die lewe in die oë kon kyk, sonder 'n druppel vrees. 'n Man wat geglo het in vrede, en wat sommer by my en Tris sou kom sit het, as ons net 'n bietjie vasgesit het, en ons herinner het van daardie einste vrede, en eenvoudig net sê, dat ons moet lief wees vir mekaar. 'n Hardwerkende, sagte, eerlike, vergewende en ongelooflike nederige man. En hierdie man met die silwerhare was ook die beste pa vir ons mamma gewees. So ook vir Boetie Wim. Oupa, ek en Tris sal ewig dankbaar wees vir die rots wat jy in ons ma se lewe was. Ons kon sien dat oupa die beste pa moontlik was vir haar. En al het ons ma na oupa gekyk die laaste paar jare, het oupa, net soos 'n pa kan, nooit ophou omsien na sy dogter nie. Oupa kinders, jy was 'n voorbeeld vir so baie gewees. Oupa se goedheid en liefde het nie einde gehad nie. En ek kan julle nog baie van my oupa vertel, want ek het vir my ma gesê, dat is eintlik te veel om te sê. Maar ons kan noem die Bybelbriefies wat hy elke nou en dan vir ons almal in ons hand gestop het. Hoe hy sou aandring daarop dat tot die akkedis in die huis water moes kry in 'n piering. En hoe hy altyd meer omgegee het vir homself. Ag, vir die om hom as vir homself. 'n Steunpilaar het geval in ons gemeenskap. Maar 'n pa, 'n skoonpa, 'n oupa, 'n vriend, 'n leier en 'n ware man van God kan en sal nooit val nie. Vir nou weet ons oupa loop saam ouma Liefie en Boetie in God se kunskafee rond en vertel hulle al ons stories tot ons eendag weer saam kan praat en lag. Vir nou is dit eers totsiens aan hierdie besonderse man wie se nalatenskap boekdele spreek en altyd sal voortleef. In ewig en stilte, oupa, ons was vir hom so ongelooflik lief. Baie dankie Tara en Tristan dat julle die moed aan die dag gelê het om dit self persoonlik te doen. Ek dink dit het baie betekenis vir oupa ook. Geliefdes, hiermee ons verrigtinge dan nou afgesluit. Ek wil vra dat u sal staan vir die uitspreek van die seën, maar dan wil ek hiermee saam vir die almal uitnooi vir 'n koppie tee. Ek onthou per geleentheid het ek in Bloemfontein vir die vergadermense gesê, hulle moet dit tog nie mis nie, want ek het vroeg opstaan om te klits. En toe kom die caterer nie. Toe is daar niks nie. So ek het dit nooit weer gesê nie. Maar u is welkom. Ek het vanmôre van Bloemfontein af gery. Ek het nie dit geklits nie. So kom ons gaan geniet wat vir ons voorberei is. En ons wees ook dankbaar daarvoor. Kom ons staan. Geliefdes van die Here, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan dien hom dan met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en al jou kragte tot eer van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk en tot stigting van sy kerk hier op aarde. Die alomteenwoordige liefde van God die Vader, die reddende krag van Christus Jesus sy Seun
die troostryke seën van die Heilige Gees, die vaste beloftes van sy heilige woord, die vreugde van diens vir sy geseënde naam, die wagtende hoop om hom te mag aanskou en die sekerheid van verander te word na sy heerlike beeld, sy en bly met u elkeen, totdat hy ons ook eendag weer kom haal. Amen. Ekskuus tog. Net 'n oomblik. Jammer, ek het dit regtig vergeet. Ek is jammer vir hierdie hoor. Hier is geleentheid gereël, die wat uitgegaan het, hulle kan maar gerus terugkom. Daar is genoeg blaartjies, blommetjies, dat die elkeen 'n geleentheid kry om 'n finaal afskeid te neem vir Wimpie. En u kan hier voor verby beweeg en dan die blaartjies vat. En dan kan jy uitbeweeg na die kerksaal toe. Kom ons gee eers geleentheid vir die familie om eers te beweeg en daarna is jy almal hartlik welkom om 'n laaste eer en hulde te bring. Jammer vir die ordelis. U is vriende en familie, jy is hartlik welkom. Loop hier voor verby en dan kan jy daar uit beweeg.